Die een ding van die dood is dit voel altyd ontydig. My ma is onlangs oorlede, sy was 93, sy het swaar gekry. Geen mens het gesê hippie hoera nie, dit voel ontydig, maar dit is nie ontydig nie. Daar kan gevalle wees waar mens vir goeie rede rondom 'n jong mens of so kan voel die dood is ontydig. En ek kan onthou toe my jonger sussie oorlede is. Ek sê nou jonger sussie, my jonger suster. Dis so 6-7 jaar gelede oorlede is. Het ek ook gevoel dis ontydig. Maar sulke tye gaan ek altyd na Paulus toe. Dan gaan soek ek hoop by Paulus en ek gaan soek raad by Paulus oor hoe ek hierdie kan en moet hanteer. En hy leer onder andere vir ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13 die volgende. Hy sê, moenie so hartseer wees soos ongelowiges wat geen hoop het wanneer hulle geliefdes doodgaan nie. En daar is belangrik. Paulus sê vir jou, jy mag hartseer wees. Hy sê nie, stop jou hartseer nie. Hy kom nou vinnig oor hierdie ding nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, jy kan hartseer wees, maar op 'n sekere manier. Hartseer met hoop. Nie soos die ongelowiges, hartseer sonder hoop nie. Want vir 'n gelowige is daar 'n ander kant van die graf. Daai heerlikheid wat alles verreweg oortref, wag aan die ander kant van die graf. So, wanneer ons met die dood gekonfronteer word, is dit met hoop. En Paulus is dapper. Paulus spreek die dood aan. Hy sê onder andere in Korintiërs, sê hy die volgende, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Hoekom? Want Jesus het uit die graf uit opgestaan. Die dood is die duiwel se kragtigste wapen. Het gedog, hy maak Jesus dood, en toe staan Jesus uit die dood op. So, Paulus sê dit regtig. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. En dan kom hy met 'n vraag. Dis of hy die dood so aanspreek. En hy sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Is dit nie kragtig nie? Is dit nie hoopvol nie? Ja, ons is hartseer oor verlies. Ja, ons is hartseer oor iemand wat weg is. Maar ons treur met hoop. Want die dood se angel is uitgehaal. Die dood het nie die laaste sê nie. Jesus het die laaste sê. En hy het gesorg vir 'n ewige lewe. Hy het gesorg vir heerlikheid aan die ander kant van die graf. So wanneer ons treur oor geliefdes, kom ons treur altyd met hoop.